Jy kan oop blaai na Lukas 10, vers 38 tot 42. Nou die gedeeltetjie voor hierdie gedeelte wat ons gaan lees oor Martha en Maria, is die gedeelte oor die barmhartige Samaritaan wat aan baie ons bekend is, en ek sê dit met 'n rede. Ek gaan nou vir sê hoekom ek dit sê. En omdat dit 'n vroue van geloof reeks is, as ek onthou, probeer ons reël dat ons vir 'n dame vra ook om vir ons te lees, en Marietjie, dankie dat jy vanaand vir ons lees. Vers 38 tot vers 42 gaan ons saam lees. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Kyk gou, ons gaan na die hele gedeelte kyk, is so 'n kort gedeelte, maar vers 41 en 42 spesifiek, maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Marietjie, dankie dat jy vir ons gelees het. Gemeente, hier is nie 'n eenvoudige storie nie. Dis nie so maklik soos, okay, julle, ons moet meer wees soos Maria, minder soos Martha, daar's hy. Einde van die storie. Is nie so eenvoudig nie. Hierdie is nie ook nie 'n tipe persoonlikheidstoets, nee, soos 'n Myers-Briggs. Jy kry twee tipes persoonlikhede, jou Martha tipe of jou Maria tipe, soos wat al hierdie toetse vir ons dan nou uitwys nie. Kom ons kyk vanaand na hierdie storie. En dan maak ons 'n toepassings aan die einde, en soos ons gewoonte is met hierdie reeks, laat ons ook 'n paar vrae of gesprek toe na die tyd. Nou, ons lees baie duidelik dat Jesus en sy disippels is op reis. Hulle is op reis, en hulle kom toe in Betanië aan. Dit is die dorpie waar Jesus en sy disippels is, en as jy baie meer wil weet oor Martha, Maria en van waar ons hierdie inligting kry, Johannes 11 en 12, gee vir ons baie inligting oor Maria en Martha en Lazarus. Ons sal daai storie ook onthou, Lazarus wat doodgaan, en dan wek Jesus hom op. Gaan lees gerus daarvan verder. Betanië is so 3 kilometer oos van Jerusalem, waar Martha, Maria en Lazarus woon. En Martha, klink of dit haar huis is, en sy is die gasheer, nee. Sy ontvang vir Jesus en die disippels dan nou vir hierdie aand. Nou onthou bietjie, gasvryheid het 'n geweldige groot rol gespeel in daardie kultuur. Nee, dit was belangrik geweest, daar was groot klem opgesit om reisigers te ontvang en hulle gemaklik te maak. En dan ontmoet ons vir Maria. Nee, dis nou Martha se suster, en dit is ook die Maria wat later Jesus se voete gesalf het, soos jy sal lees daar in Johannes 11 vers 2, nee. En sy is besig om by Jesus se voete te sit, Martha is in die kombuis, nee. En ek wil vir jou hierdie prentjie wys. Dit is daai prentjie is nie 'n boekrol nie, dis 'n koekroller, nee, net dat jy weet wat aan die gang is hierso, nee. Dis Martha onder, sy werk in die kombuis, en Maria bo besig by die woord. Goed, net om alle verwarring uit te skakel. Sy is besig om by Jesus se voete te sit, nee. En dis nie sommer net 'n plek waar sy sit nie, dit is 'n teken, nee, dis 'n teken van absolute nederigheid, dis 'n teken van U is my leermeester, nee, U is my mentor, ek luister graag, ek leer by U. Dis wat dit beteken om by sy voete te sit, nee. Maar wat dit vir ons verder duidelik maak, is dat binne die konteks van daai tyd is Maria besig om 'n ongelooflike groot geloofstap te neem. Sy beweeg buite die kultuur om, want vir die kultuur van daai tyd was dit ongewoon vir 'n vrou om deel te neem aan hierdie tipe gesprekke. Inteendeel, daar was 'n stigma geweest wat ek raak gelees het, dat in daai kultuur het hulle gedink dat vrouens onleerbaar is. Jy kan hulle nie iets leer nie. Is 'n geweldige
stigma wat daai tyd daar was, nê. Maar goed, dis Maria, nê, braaf, groot geloof, sy sit graag by Jesus se voete. Maar wat meer besonder is dat Christus haar ook aanvaar, nê. Wat hy haar ook leer, en dit wys net vir ons vinnige toepassing. Dit lê net weer vir ons die klem dat Jesus kyk verby geslagsongelykheid, nê. Vir hom is geslagte gelyk. Hy leer mans en vrouens is welkom by hom. Hy sien albei as disippels. Hy kan albei leer, hy wil albei leer, nê. So dit is iets wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte binne die konteks. So vers 38, 39 kry ons hierdie so kalm prentjie, nê. Jy sien Maria sit by die voete, Christus is besig om die mense te leer, Martha is in die kombuis, en dan kry ons hierdie skerp teenstelling, nê, vers 40, maar Martha. Besig om in die kombuis te werk, nê. Sy is besig om 'n groot maaltyd voor te berei. En ek het spesifiek nie 'n tekenprent gekies vir Martha nie, maar 'n hedendaagse prent dat ek en jy kan assosieer hiermee, nê, want ons is ook lief daarvoor om kos te maak. Ons berei graag groot maaltye voor, nê. Sy's besig om 'n voorgereg, hoofgereg, nagereg, nê. Sy's besig met tafelplasings. Haar kop is baie besig, nê, besig om te dek. En op 'n punt kan sy dit nie meer hou nie, nê. Hoekom moet ek alles doen? Maria sit dan daar in die ander vertrek en sy luister net en sy doen niks. En dan kom sy uit en sy sê beskuldig Jesus en Maria en drie dinge staan baie sterk uit hiersom. Here, U gee nie om vir my nie. Ek bedien alleen. Sê vir Martha, vir Maria, dat sy my moet kom help. Nee, en jy het gesien daar in die nuwe vertaling, dis sommer so uitroepteken nê. Sê sy moet my kom help. Dit pla Maria geweldig, dit pla Martha geweldig dat Maria sit en niks doen nie, maar dit pla ook dat Jesus dit goedkeur, nê, want Maria moet my kom help. Sy moenie nou wees waar hierdie manne gesels nie. Dit en baie aanvallend, nê. En kyk waarmee antwoord Jesus Christus vir Martha. Martha, Martha. Nou as jy kwaad is vir jou vrou of kwaad is vir jou seun, dan sê jy nie vir hom Christian. Jy sê vir hom Christian, nê, of Vicky, ek stem nie saam met jou hierso nie. So wat jy hierso sien, wat Christus hierso doen is 'n liefdevolle vermaaning. Martha, Martha. Okay. Jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge, nê. En dit is, hy sê dit 2 keer, nê. So dit is vir ons wat ons daai leer is dat dit is 'n manier om liefdevol vir iemand iets oor te bring, nê. Jy's besorgd en bekommerd oor baie dinge. Die ou vertaling sê jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Martha, jy het te veel op jou. Jy's te besig. Jy wil baie aanpak en die probleem is dat dit jou aandag aftrek van my af. Ek is Heer van die Here. Koning van alle konings en ek sit in jou sitkamer en jy's besig om hierdie geleentheid by jou verby te laat gaan. Maar weet jy, daar is 'n ander tipe onrustigheid in haar. Nee, Martha se fout lê nie of haar probleem lê nie in die feit dat sy gedien het nie. Dit lê nie in die feit dat sy vir Jesus en die disippels en haar huishouding liggaamlik wou versorg het nie. Ek bedoel, dink daaroor as Jesus Christus in jou huis kom, wat sal jy uithaal? Nee, jy sal die beste uithaal. Dit sal voorgereg wees, nê. Persoonlik sal ek dit uithaal, nê. Dis 'n groot bederf, nê. Jy sal die beste uithaal. Ons sou dit ook gedoen het, nê. Die probleem is ook nie dat sy te veel gedoen het nie. Hier is die probleem. Haar fout lê daarin dat sy so vasgevang het of vasgevang geraak het onder hierdie werk en heeltyd daaraan gedink het en alles op haar geneem het dat sy vergeet het van Jesus Christus. Maar kom ons gaan nog dieper, nee, want dit is nie net, sy is nie net bekommerd oor wat sy moet bedien aan die huis vol mense nie, jy weet, 15 plus mense,
Daar staan sy is verontrus en bekommerd oor of besorgd oor baie dinge. Daar's 'n dieper onrustigheid by haar. Sy wil beïndruk, nee, sy wil 'n glimlag op die mense se gesigte sit. Sy wil in God se guns kom, nee. Deur hard te werk, nee, deur besig te wees vir hom. Maar hierdie kroniese onrustigheid wat sy beleef, kry sy nie stil gemaak in haar. Nee, sy is bekommerd, onrustig. Sy het 'n diepe soek na rus, nee, na hoop, en sy probeer dit kry deur besig te wees, deur aan die gang te wees, nee. En nie soos haar suster besig om net te wees nie. Ons kan dit so stel, nee, sy is besig met die dinge van die Here, maar nie besig met die Here van die dinge nie. Dink jy, het seker al gehoor. Dis asof Christus vir haar sê, Martha, so 'n geweldige groot maaltyd is nie nodig nie, want daar is dinge wat nou belangriker is as kos, nee. En dan sê sy so mooi, nee, en dit laat my altyd dink aan 'n porsie kos, nee, 'n gedeelte van die kos. Maria het die beste kos gekies, nee. Sy het die beste porsie gekies, binne hierdie omstandighede waarin ons nou sit, nee. En dit is om na my te luister. Martha soek rus, aanvaarding. En in die gedeelte, in die konteks, mis hy die geleentheid om dit te kry. En dis daar, nee, dis een vertrek. Ander kan nie kombuis, is Jesus Christus, en is hy alleen. En Jesus sê dit, Maria het die beter opsie gekies. Dis hoekom sy dit gekies het, nee. Sy het geluister na my woord, nee. Sy het iets verstaan van Deuteronomium 8 vers 3. Kyk die gedeelte wat geonderstreep is. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. So, ek dink baie duidelik is hier 'n verskil tussen die twee susters. Die een soek haar rus en betekenis by God deur staf te doen vir hom, nee. Besig te wees, nee, die beste voor te berei. As ek kan doen, gaan dit goed wees, nee, dit gaan help. En die ander ene het 'n ander aanslag. Sit, luister, leer. En dit wat Martha gedoen het nie vir haar daai rus gegee nie. Dis eers na hierdie vermaaning, nee, of in hierdie tyd wat sy begin agterkom het. As jy gaan kyk na Johannes 11 en 12, sien jy dat sy anders begin optree. Sy begin iets snap. Maria het die beter opsie gekies. Sy het die beter porsie gekies. Jy kom maar brood en sop ook gegee het, nee, want ek is in jou huis en jy mis die geleentheid. En weet jy, nee, my liewe broer en suster, ons sien hierdie verskynsel van Martha se onrustigheid slaan deur in my en jou geloofslewe. Op baie maniere, ek gaan 2 uitlig vanaand vir ons. Ek en jy, sonder dat ons wil stry daaroor, het almal maar 'n stukkie Martha in ons, nee. Wat ook na die Here toe gaan, party van ons op 'n daaglikse manier, en onrustig vir die Here sê, Here, gee U nie om oor my nie. Soos sy dit gevra het, nee, toe Maria haar nie gehelp het nie. Nee, gee nie om oor my nie. Ek moet dit alleen doen. Ek is verontreg. Ek moet al die werk doen. Weet, en jy kan, wat ook al in jou omstandighede van toepassing is, kan jy invul daar. Nee, Here, gee nie om vir my huwelik nie. Gee nie om vir my gesin nie. Gee nie om vir my werk nie. Gee nie om vir my finansies nie. Gee nie om vir my vriend nie. Nee, ons is onrustig, nee. Dit voel of mense en die wêreld ons alles skuld, en dit maak ons onrustig. En ek gaan nou vir julle sê, wat is die rus wat daaruit kan kom? So aan die een kant sê ons dit, Here, gee nie om oor my nie. Nee, dit slaan deur in ons geloof. Waar slaan dit deur in jou geloof? Maar op 'n ander manier, maak die gedeelte praat ook met ons as gelowiges, wat hard wil werk, om in God se guns te kom. Nee, om te sê, maar, Here, aanvaar my, want ek doen dit en dit en dit en dit, nee. En daar's verskeie maniere hoe ons dit doen, nee.
Ons praat gewoonlik binne hierdie konteks van godsdienstige mense, nee, mense wat sê, maar ek moet dit en dit en dit en dit doen, ek moet dit so en so en so doen, dan sal ek aanvaar word by God. En dis nie verkeerd om dinge vir God te doen nie, verstaan baie mooi. Hier is die probleem, as jy dit met 'n verkeerde gesindheid doen. As jy dit vir jouself begin doen, nee, want dit is wat jou in guns by God kry, en dan doen jy dit, wag, kom ek stel dit so. Wanneer jy dinge doen om in guns by God te kom, doen jy dit nie vir hom nie, jy doen dit vir jouself, en dit is selfsugtig. Nee, kyk hierdie woorde, waar is ons nou? Kyk hierdie woorde van Martha. Geen nie om oor my nie, ek moet al die werk doen, nee, kyk hy, ek, my, heeltyd, dit gaan heeltyd val oor haar. En dit is iets wat 'n geweldige groot probleem is, wanneer jy dinge doen oor die verkeerde intensie. Sy is die victim, Martha is hierdie victim, het gaan oor haar, het gaan nie oor die Here nie. En hier is die enigste ding, wat hierdie diep onrustigheid, nee, in ons kan stil maak. En so 'n paar sondae terug, het is ook hierby aangeraak, toe ons gepraat het oor die ritme tussen werk en rus, nee, maar hierdie is op 'n ander manier, nee. En Maria het geweet, is by Jesus Christus, nee, by hom, gaan ek kan rus, gaan ek rus kry, nee. En kom ek vat jou, vir 'n oomblik, net gou Golgotha toe. Hoe is daai vir onrustigheid? As jou vader sy rug op jou draai, as die hele wêreld sy rug op jou draai, as die hele wêreld so onrustigheid op jou afkom, dan is dit nogal 'n onrustigheid daar, nee. En hierdie onrustigheid wat ek en jy beleef, het Christus onskuldig op hom gevat. Hy het dit namens jou gevat, nee, en kyk na die kruisverhaal. Hy het daai, Here, gee nie om oor my nie, hy het dit op hom gevat. En hy het dit gedoen uit liefde, en hy het dit aan die dood ingevat, en opgestaan uit die dood uit, en hierso is nou weer evangelie, dit is goeie evangelie hierdie. En in sy opstanding, in sy kruis, dood en opstanding, lê my en jou rus, want hy het daai ding van, Here gee nie om oor my nie, op hom gevat. Daarom kan ons rus kry daaroor. Hierdie hele ding van, ek moet werk, nee, om in guns by God te kom, ek moet werk om aanvaar te word, ek wil werk om verlos te word, hy het dit op hom gevat. Uit geloof alleen is jy gered, nee, en dit is wat ons bely en glo elke dag. Dit is waar jy rus kry vir hierdie konstante en kroniese onrustigheid en bekommernisse in ons. Beteken dit dat daar nie meer bekommernisse in jou lewe gaan wees nie? Nee, verseker nie. Beteken dit dat daar nie meer tye gaan kom waar jy uitbars en sê, Here, gee nie om oor my nie? Nee, verseker nie, dit gaan kom. Nee, dit is deel van die lewe. Maar as ons met geloof in Jesus Christus dit aanpak, dan is dit, en dink ek het al die voorbeeld genoem, wat sê dat geloof maak nie die berg wat jy moet klim, in terme van 'n beproewing, maak nie die berg kleiner nie. Nee, maar dit maak die klim sterker. Maar daai dieper rus, nee, daai dieper ding wat ons onrustig maak, en wat ons so bekommerd is, en wat ons laat wakker lê, daai ding het Christus op hom gevat. So jy hoef nie meer rond te skarrel om dinge te doen om in guns by God te kom nie. Daar's 'n vrede wat jy by Jesus Christus kry, en by hom is dit die ultimate vrede wat jy gaan beleef, ook eendag, as ons as gevolg van wat hy gedoen het, by sy voete kan sit, en ook al ons vra vir hom kan uiter en sê, Here, hoe werk dit? In sy teenwoordigheid, en dis waarna ons uitsien, en ons gaan nou gaan ons sing ook daarvan, van die nuwe hemel, om te sê, maar daar kom 'n dag waar ons ook, soos Maria, by sy voete gaan sit. Maar, hier is die ding, jy kan nou al by God se voete sit. Nee, God se Gees is by ons, hy leer ons, hy is besig om ons te leer. As jy hiermee besig is, dan is jy besig om 'n Maria te wees. En kom ons gesels gou daaroor. Hierdie gedeelte, en nou gaan ons die toutjies bymekaar bring, as jy dalk gedink het, ons praat oor losgoeders. Hierdie gedeelte praat binne die konteks van Lukas 10 met ons, nee. Daar's 'n rede hoekom Lukas hierdie gedeelte, of die Here hierdie gedeelte sit
direk na die gedeelte van die barmhartige Samaritaan, nê. En dit gaan oor balans. Kom ek verduidelik. In die vorige perikoop lees ons van die barmhartige Samaritaan, nê. En nou die van julle wat die gedeelte ken, dit gaan oor Jesus sê maar jy moet jou naaste lief hê. Dit gaan oor goeie dade. Doen goed aan jou medemens, nê. Waar jy kan help, wees besig om mense te help. Doen goeie dade. Hê jou naaste lief soos jouself, nê. Dit staan vir ons baie duidelik en Jesus beklemtoon dit wanneer hy vir ons hierdie gedeelte van die barmhartige Samaritaan leer. Maar hierdie gedeelte oor Martha en Maria trek die balans reg. Want om goed te doen kan maklik verkeerd uitloop in 'n blote besig wees met verkeerde intensies. Gaan dit weer sê. Martha en Maria, net die volgende gedeelte. Sê vir ons, maar daar's 'n balans. Ja, doen goed. Maar goed doen, hoor baie mooi, kan maklik verkeerd uitloop in 'n blote besig wees met verkeerde intensies waar ons Jesus Christus mis. En hierdie gedeelte van Martha en Maria gaan oor liefde tot God, nê. Ons ken die evangelie, ons ken die wet ook wat sê liefde tot God en liefde tot ons naaste. Nee, ons sien in barmhartige Samaritaan naaste liefde. Ons sien in Martha en Maria sien ons tyd saam met God, nê. Gehoorsaam, bou verhouding met hom. Gehoorsaam aan hom. So die barmhartige Samaritaan sê, doen goed, wees lief vir jou naaste. Martha en Maria sê, wees gehoorsaam aan God. Sorg dat daar balans is oor wanneer jy goed doen en oor wanneer jy by God stil raak, nê, om sy hart te leer ken. En hier is die rede. As jy net, kom voor ek dit wys. As jy net goed doen aan ander, gebeur dit maklik dat die rede hoekom jy dit doen verkeerd uitloop of gaan oor verkeerde intensies, nê, dat dit naderhand oor jou gaan, nê. As jy net goed doen sonder om God se hart te ken daaroor. As jy egter na God luister en in balans tyd aan hom spandeer soos Maria vir ons gewys het en van hom leer en sy hart leer ken, dan bepaal dit jou dade. Kom ek verduidelik vir jou, kom ek stel dit so. Ons hart, ons gedagtes bepaal tog ons dade. Bepaal tog wat ons sê en wat ons doen. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor, loop die hande van oor, loop die voete van oor. As jy Maria se kant volg en hoor wat God sê, as jy sy hart leer ken, wat hy van gelowiges vra, dan is dit die motivering, nê, vir hoe jy dinge doen en vir wie jy dinge doen en oor wie die dinge gaan, nê. So dit bly heeltyd hierdie konstante balans wat ons moet handhaaf, nê. So dis nie 'n Wees radikaal, nee. Dis wat in die konteks van Lukas 10 sê die Here, wees radikaal in jou goed doen. Wees radikaal in jou tyd spandeer met my. Dit beteken nie dat jy net moet besig wees en moet aan die gang wees en goed doen en mense help dat jy so besig raak dat jy nie by die Here uitkom nie. En moenie dat jou diensbaarheid jou so besig hou dat dit jou aftrek van my af nie. Die een oor wie die diensbaarheid eintlik gaan. So, dis nie 'n of nie, dis 'n en nee, dit is dade en tyd saam met die Here. Dis wat die konteks van Lukas 10 vir ons baie duidelik stel, nê. Wat ironies genoeg komplementeer die twee mekaar. Dit sluit by mekaar aan. En as jy net wil sien hoe wonderlik Lukas hierdie evangelie skryf, Christus het dit ook uitgebeeld. Baie mooi. Jy sien reg deur sy lewe hoe hy goed doen, nê? Hoe hy goed doen aan ander mense, maar jy sien ook hoe hy self tyd spandeer saam met sy Vader, hoe hy sy hart leer ken. En hoekom sê ek dit? Net die volgende vers. Ons het gelees tot by vers 42, 10 vers 42, die laaste vers in die hoofstuk. Vers 11 vers 1. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid. En daar is 'n mooi voorbeeld van Christus wat self die balans ding doen. Voorbeeld vir my en vir jou. Ons gaan nou amper in 2015 binne. En ek glo baie van u het dalk al jou dagboek gekoop of het al begin gereed maak of volgende jaar is al klaar vooruit beplan.
Maar hierdie gedeelte gaan oor om intimiteit met die Here te beleef, nee, dit gaan oor keuses, dit gaan oor balans. En hier's 'n paar toepassings en nadenke wat ek jou mee wil konfronteer vanaand en ons gaan daar's so 6 toepassings en die hoop en gebed is dat een van hulle of meer van hulle dalk jou raakslaan vanaand. Eerste een is eenvoudig. Is daar balans in jou lewe? As ek moet kyk na hierdie week wat verby is, gaan ek moet pleit by jou. In hierdie week was daar nie balans in my lewe nie. Ek het baie Martha goed gedoen. En hierdie teks het my gekonfronteer om te sê, maar waar is die ander gedeelte? Is die evangelie vir jou goeie nuus, nee, of is dit net oukei nuus? En maak ek keuses wat reflekteer dat dit vir my goeie nuus is. Vir Maria was dit goeie nuus. Wat die evangelie beteken, goeie nuus, nee. Wees eerlik met jouself. As jy goed doen, vir wie doen jy dit? Met watter houding? Het dit so begin raak dat dit begin gaan oor jouself? Het dit so begin raak dat dit met verkeerde intensies gedoen word, want hierdie gedeelte wil dit regtrek. Hoor jy hoe God vir jou sê, en ek het my naam bygesit, jy kan jou naam bysit, Reinhold. En gebruik jy daai liefdevolle vermaning om in die regte verhouding met hom te staan, sodat dit jou kan motiveer om dinge te doen wat jy nooit verwag het om te doen nie. Ten spyte van hierdie vermaning, het Christus daai 3 kinders, Martha, Maria en Lazarus, verskriklik lief gehad. Dit staan in Johannes, gaan lees maar. Hy het jou ook lief. Sitting at Jesus' feet in the mundane busyness of life is the key to being great. Neem jy genoeg Maria oomblikke in 'n Martha wêreld? En jy sal weet waar hierdie dinge inslaan in jou lewe, en dit is my gebed dat hierdie gedeelte ook vir ons balans bring in ons persoonlike geloofslewe en ons persoonlike groei met die Here en ook natuurlik met mekaar. Ek dink nie daar is 'n beter manier om voor te hoop as om te sê, maar ons wil eendag ook by die Here se voete te kan sit. En daarom kom ons sing van dit. Skrifruiming 18:6, nee, van die nuwe hemel en die nuwe aarde waar ons gaan wees, en ek kon nie 'n beter lied kry binne hierdie week wat dit uitbeeld nie, maar die gedagte is dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom waar ons ook by die Here kan wees en by sy voete kan sit en terwyl dit ons aanspoor om ook op aarde aan te hou leer en Maria oomblikke in 'n Martha wêreld te hê. Is dit fyn? Well, okay, nee, dis fyn. Maar Matt, is fyn. Los. Dis fyn. Ekskuus, die krag is af, lyk vir ons op 'n manier. So ons gaan nie nou sing nie. Kom ons vra dalk 'n paar vrae. Kan ons teruggaan? Daar's hy. Is daar iemand, ek weet nie, 'n tegniese probleem, dis, kom ons sal, as dit regkom, kan ons dit sing. Kom ons vra hierdie vraag vir mekaar. Is daar iemand wat dalk iets net wil uitlig, wat vir hom uitstaan, wat hom getref het, of 'n toepassing wat jy wil maak en sê maar, wow, dit het my hier aan laat dink in my lewe, nee. En kom ons raak al 'n bietjie meer persoonlik. Ek moet, of ek wil, of ek het nie. Kom ons hoor. Is daar iemand wat dalk iets wil sê? Ons doen dit met die vroue van geloof reeks. En ja, net geleentheid gee vir iemand, as daar iemand is wat iets wil sê. Ek het daar sê, met die koningskinders was hulle so besig om goed te reël en te doen, dat hulle nooit met die kinders net gesit het en met hulle gesels het oor die Here nie. Dankie.
Mooi toepassing. Maritjie, as jy nie bang is vir die mikrofoon nie, dan kan jy hom ook vat. Ek voel net baie keer, dink ek, ons het doen so baie, omdat ons dink, ons het soveel talente ontvang, en dan is jy ook aan die een kant bang, dat jy nie genoeg gaan doen om die talente wat jy gekry het, wat jy kan uitbou nie. En dan op 'n dag besef jy, maar eintlik is jy nou besig om te reverse, en jy doen nie regtig die goed wat jy moes gedoen het nie, om by die Here uit te kom en daai verhouding te werk nie. Okay. Sal iemand wat nog iets wil deel daaroor dalk? As jy sien dat jou werk nie die voertuig is om die evangelie af te lewer, dan moet dit ook in balans kom in hoe jy jou werk doen teenoor hoe jy met Christus omgaan by die werk, nee. Dis en saam met hom die werk doen, ja. Kry. Mooi toepassing. Jo, as jy nie bang is vir die mikrofoon nie, dan vat jy hom. Ek dink net mens moet pas op as jy val as iemand is met 'n baie sterk persoonlikheid en jy hou van organiseer en reëlings doen en die voortou neem, moet jy pas op dat jy nie dit te maklik doen en altyd doen, dat jy die ander mense die geleentheid ontneem om ook deel te wees en ook dan wanneer hulle by Jesus se voete gesit het, om hulle deel vir die koninkryk te gaan doen nie. Okay, Dion sien dit anders en is 'n mooi toepassing dat ons vir ander mense wat alreeds by Jesus se voete sit, ook die geleentheid gee om te dien en nie altyd self die dienswerk doen nie. Ja. So dat almal, ek sê baie keer vir Wikkie, as ek wil dien of wil koffie maak en sy sê nee, sy sal, dan sê ek, moenie die reg wegvat van my om jou te dien, van my al wegvat nie. Ek wil dit graag doen. Nee. Goed, maar dis 'n bietjie buite konteks, ek deel dit met julle. Nee, is nie 'n goeie voorbeeld nie, absoluut. Iemand nog iets sê hieroor voor ons dalk gaan sing? Meer? Ja, dat ons Kersfees is om die draai. En wat Margreet sê is, ons is dalk so besig nee, om geskenke te koop en die spyskaart te beplan, die tafels te dek, dat mense op die einde van die dag heeltemal vergeet waaroor Kersfees gaan. Nee, en dat ons met mekaar deel, maar die verlosser het aarde toe gekom, hy het mens geword, onder ons kom woon, nee. Ja, mag dit 'n baie mooi toepassing vir wat kom. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons wil met alles wat in ons is, balans hê in ons lewe. Here, en ons wil kom bid daarvoor dat U vir ons as U gemeente en as U kinders daai balans sal gee. Om goed te doen, maar ook te luister en gehoorsaam te wees en U hart en U siening oor dinge te leer ken. Vader, alwaar ons dit in besonder kan leer ken, is as ons met U woord besig is. As ons mekaar daai leer, mekaar daai opbou, dan kan ons sien wie U is en wat U doen en hoekom ons dinge doen. Mag dit ook 'n getuienis wees aan ons gemeenskap oor hoekom ons dinge doen. Nie om onsself te bemark of in die middel te staan en te sê, dis ek wat dit doen, die Here. Want dat dit gaan oor U. En vanaand wil ons kom bely en kom jammer sê vir die kere wat ons dinge doen en wat ons verwagtinge het, waar die eie ek baie sterk na vore kom. Vader, hierdie lewe gaan oor U. Hierdie kerk gaan oor U. Die hele lewe draai rondom U en mag in ons doen en late, mag ons juist dit reg kry om te sê, maar dit gaan nie oor myself nie, dit gaan oor U. Help ons deur die Gees. Here, gee vir ons die geleentheid om nou nog steeds by U voete te kan sit. Gee ons die geleentheid om dit wat ons leer toe te pas in ons dade. Dat ons die barmhartige Samaritaan sal wees, maar dat ons ook Maria sal wees. Maar dat ons ook Martha sal wees wat reageer op hierdie vermaning wat U vir ons gee. Here, help ons om te hoor wanneer U ons naam roep, wanneer U ons liefdevol vermaan,
sodat daai vermaaning ons weer in 'n verhouding met U kan terugbring, sodat ons sal sê, maar dit gaan oor U. Hierdie gemeente gaan oor U. Dit wat ek doen in my lewe gaan oor U. Mag dit ons totale houding wees vir wanneer ons deur hierdie lewe gaan, sodat ons waar ons ook al gaan, wat ons ook al doen, hoe ons dit doen, dat dit sal wees om U te eer, want U is groot en U is goed en U is almagtig. Ons kan nie anders as om hierdie dinge van U te vra in die naam van Jesus Christus ons Here nie. Amen.